Ons gaan vanoggend saam lees uit Daniël. Daniël 2, so jy is baie welkom om jou Bybel, as jy jou Bybel saamgebring het, om dit daar oop te maak. Ons gaan nie baie verse in die Bybel self lees nie, ons gaan net so van vers 17 tot vers 24 lees. Maar nou wil ek net eers vra, vir almal wat al in hulle lewe kinders was, sal julle asseblief net gou julle hande opsteek. Wie was al almal kinders in hulle lewe gewees? So wie is op die oomblik kinders? Julle kan julle hande ophou. Wat weet julle van Daniël? Wie van julle? Vir wie is Daniël hulle gunsteling Bybelkarakter gewees toe hulle kinders was? Of vir wie is Daniël hulle gunsteling Bybelkarakter? Vir wie is dit? Ek kan dink. Ek dink hier's iemand wie's naam dalk Daniël is. My broer was Daniël Johannes. So hy was ook gek oor Daniël. So wat weet julle van Daniël? Sê gou vir mekaar, wat weet jy van Daniël? Wat is die eerste goeie wat jy weet van Daniël? Daniël in die leeukuil. Wat weet julle nog van Daniël? Vreesloos. Daniël is vreesloos. Die Daniël dieet. Wie het al die Daniël vasgevas? Wat met groente en water is. So ons weet baie van Daniël, van die drome. Daniël se drome wat hy moes uitgelê, die drome, die visioene wat hy gehad het, wat baie mense verskriklik bang laat voel. Hierdie drome, want hulle voel, die eindtyd is op ons en ons leef in die Daniël tye. Maar voordat ons verder gaan, kom ons bid, en dan vra ons ook vir die Here om die skrif vir ons oop te sluit. Dankie Heilige Gees, dat U vanoggend ook hier is om vir ons op 'n nuwe manier na 'n verhaal wat ons dalk al baie gehoor het, te luister. Here, dankie dat ons kan weet, U is die enigste God. U is die skepper van die hemel en die aarde. U is en U was en U sal altyd wees. Amen. Wie van julle het al 'n droom gehad, 'n droom wat jou laat wakker word het en dan huil jy, en jy huil, en jy huil, en jy huil, as gevolg van die droom? Steek gou op julle hande. Wie het al so 'n droom gehad? Ek is seker is nie net kinders nie. Of wie van julle het al 'n droom gehad wat jou so bang gemaak het, dat jy daar in die bed lê, jy wil jou ma of jou pa roep, maar jy wil nie eers sê nie, want jy is so baie bang dat die gedrog wat onder jou bed is, waarvan jy nou net gedroom het, gaan tevoorskyn kom en hy gaan die asem uit jou lug, uit jou keel uitdruk, hy gaan jou versmoor. Maar vanoggend lees ons van so 'n droom wat 'n koning gehad het. 'n Koning wat geweldig baie mag gehad het. 'n Koning, hy was 'n despoot. Dis 'n groot woord vir 'n koning wat al die mag het. En wat hy sê is wet. As hy gesê het, kap jou in stukke, dan is jy in stukke gekap. So hy is 'n koning met baie mag, baie sterk, maar hy word die oggend bang. Maar hy is so bang soos 'n baba. Hy is ontsettend ontsteld oor 'n droom wat hy gehad het. Hierdie droom het hom totaal en al oorweldig. Dit het hom bang gemaak. Dit het hom ontstel. Maar nou wil ek by jou weet, het dit al gebeur in jou lewe dat iemand, dalk as gevolg van die persoon se eie vrees of bangheid, onredelik is? Net onredelik, blaatant, boos, boelie, daar's baie B-woorde waar mens kan dink, wat hierdie persoon, en jy is uitgelewer aan hierdie persoon se onredelikheid. En jy identifiseer daarmee, het dit al met jou gebeur. Iemand wat net goor is en onredelik is. En dit is wat hierdie koning toe nou op die einde was. 'n
redelike, boosaardige boelie. En hy laat kom al die mense wat wysheid het, al die mense, die towenaars, die mense wat in sy paleis gewerk het, die raadgewers, vandag sal dit dalk die sielkundiges wees, of die dominees, of die mense wat die finansiële adviseurs, wat in die toekoms in kan kyk, hy laat kom, hulle almal, en hy sê vir hulle, ek het 'n droom gehad, en hierdie droom het my geweldig ontstel, hy het my so ontstel, en ek wil hê, julle moet vir my sê, wat hierdie droom beteken. En as julle vir my kan sê, wat hierdie droom beteken, gaan jy baie eer kry, en jy gaan baie geskenke kry, maar as jy nie vir my sê, wat hierdie droom beteken nie, gaan jy in stukke gekap word, en jou huis gaan verbrand word. Okay, so dit is waarmee die koning toe na die mense toe kom. En die mense sê vir die koning, maar koning, dit is onmoontlik. Ons kan dit nie doen nie. En toe sê hy, sê vir my wat ek gedroom het, want wat hy wil hê, hulle moet nie net sê wat die droom beteken nie, hy moet sê wat hy gedroom het. Maar hulle sê, dit is onmoontlik, ons kan nie dit doen nie. En hy sê, maar, en hy kom toe terug na hulle, hy sê, maar sê vir my wat ek gedroom het, en sê vir my wat hierdie droom beteken het, anders word jy in stukke gekap, en jou huis word verbrand. Net nou gee hy nie eers meer 'n beloning nie, hy bied nie eers meer 'n beloning aan nie. En die mense praat met mekaar, en hulle sê, maar dit is onmoontlik, dit kan nie gebeur nie, en dan sê hulle vir hom, ons kan dit nie doen nie. Hierdie mense het 'n geweldige groot probleem gehad. 'n Reuse krisis ontstaan in hulle lewe. Hulle dis 'n lewe en dood situasie waarin hulle in hierdie oomblik is. Nie net is die koning benoud nie net is die koning bang oor hierdie droom wat hy gehad het nie. Hierdie mense kom op 'n plek waar hulle weet, dis klaar met my. Dis totaal en al klaar met my. Jy en ek het ook 'n probleem. Het baie keer ook 'n probleem waarvoor ons nie 'n antwoord het nie. Ons weet nie hoe om onsself uit hierdie situasie uit te kry nie. Ja, die probleme kan ons finansiële situasie wees. Dit kan bekommernisse wees oor dit wat in die wêreld gebeur. Mense wat geskiet word, mense wat oorloë wat dreig. Dit kan groot bekommernisse wees wat ek en jy het. Maar daar's nog 'n probleem wat ons het en ons praat baie keer moeilik oor hierdie probleem, want hierdie probleem leef naby in ons eie lyf. Hierdie probleem leef binne in ons hart. En dis 'n probleem wat ons het met sonde. Sonde is al daardie dinge wat ek en jy sê en doen en dink, wat maak dat ek en jy nie kan wees wie God wil hê ons moet wees nie. Want weet jy wat? God het 'n droom oor jou. Hy droom al van voor jy gebore is oor jou. En dan sê ons dinge, ons beklei met ons boeties en ons sissies, ons beklei met ons familie, ons kollegas, die kinders by die skool, ons maats by die skool, ons raak bekommerd, ons vergryp onsself aan dinge, ons raak verslaaf partykeer aan, of dit wat ons drink, of dit wat ons eet, van pille, of pornografie. En dan lees ons in die Bybel, dat almal gesondig het. Almal het gesondig en is ver van God af. En ek en jy kan onsself nie daarmee help nie. Ek en jy het nie uit onsself uit 'n
oplossing vir hierdie probleem nie. Ek sê op 'n stadium vir die kinders en ek sê vir hulle, weet julle wat, almal doen sonde. Selfs die dominee doen partykeer sonde. En toe ek dit vir die kinders sê, toe sê een van die kinders, ja Tannie, ek weet, ek het nou die dag gesien hoe die dominee baie lelik was met iemand anderste. Ja, almal van ons doen sonde en almal van ons kan onsself nie van hierdie probleem red nie. En soos dat ek en jy 'n probleem het met sonde, soos dat ek en jy partykeer met ons rug teen die muur staan en voel, maar ek kan nie ophou, ek kan nie aanhou om te doen wat God wil hê ek moet doen nie, ek kan nie ophou met iets wat ek weet, my uit sy teenwoordigheid wegvat nie. So het die mense in hierdie verhaal 'n intense, die groot woord is 'n eksistensiële probleem beleef. En hulle het geweet, as hulle nie 'n oplossing vir hierdie probleem het nie, kry nie, gaan hulle wat het hy gesê, in stukke gekap word en hulle huise gaan verbrand word. En hierdie is nie net 'n kinderstorie nie, hierdie is nie net dit was reëel, dit was 'n groot probleem. Ook Daniël hulle sy lewens was bedreig gewees. Onthou nou wie was Daniël? Kan julle onthou wat was Daniël se vriende se naam? Probeer gou vir mekaar sê, wat is die naam van Daniël se vriende, voordat julle lees? Wie weet wat is hulle name? Die name van Daniël en sy vriende. Kan julle onthou? Probeer onthou. Want hier is 'n lekker donkiebrug, 'n saalsak, meelsak en appeltjie eenoog. So wat was hulle name? Saalsak, meelsak en appel eenoog. So nou gaan jy vir altyd onthou, wat was Daniël se 3 vriende se naam, sê vir die persoon langs jou? Sadrag, Mesach en Abednego. Goed, so Daniël en sy 3 vriende is ook binne in die koning se paleis. Hulle is belangrike mense en ook vir hulle oor hulle eie koppe hang dieselfde swaard. Ook hulle lewe is bedreig. Die res van die ministers probeer met alles in hulle om die situasie te verander, om die omstandighede te verander. Hulle stry met die koning. As jy die teks lees, 3 keer gaan hulle terug na die koning toe. En dan sê hulle vir die koning, maar koning, dis onmoontlik. Dis onmoontlik om hierdie te doen. En dan sê vir my eintlik so ironies, in vers, en ek moet hom nou net gou vind, sê een van die ministers, en hy sê, maar daar is vers 10, daar is geen mens op aarde wat aan u eis kan voldoen nie. Geen koning, hoe groot, hoe magtig hy ook al is, niemand gaan dit kan doen nie, self net die gode weet wat dit is. Maar is asof Daniël en sy 3 vriende, Sadrag, Mesach en Abednego, vir mekaar sê, hulle weet nie wat ons weet nie. En dan lees ons in vers 17. Daarna is Daniël huis toe en het hy vir sy vriende Genanja, Misael en Asarja vertel wat aan die gang is en hulle gevra om die God van die hemel om genade te smeek oor die geheim van die droom, sodat Daniël en sy vriende nie saam met die ander koninklike raadgewers doodgemaak sou word nie. Daniël besef iets. Daniël weet. Hy gaan met hierdie groot krisis, hierdie groot probleem wat hy het, gaan hy na die plek toe, na die persoon toe, wat eintlik 'n oplossing vir hierdie probleem kan gee. Want hy weet wie God is, want God is, hy het groot geword as 'n Jood. Hy het groot geword met
met die Bybel, met die Torah. Hy het groot geword met die name Jahwe. God wat ken, God wat is. Hy het groot geword met die wete dat dit nie die son, die maan, die sterre is wat gode is nie, want dis wat die mense in Babylonië gedink het. Hulle het gedink die son is 'n god, hulle het gedink die maan is 'n god, hulle het gedink die sterre is gode. Hulle het gedink hulle kan hulle gode manipuleer. Maar Daniël weet wat die ander nie weet nie. Daniël en sy vriende weet, God is die enigste God in hemel en op aarde. God is die skepper van die hemel en die aarde. Hy het alles gemaak. Hy het hom gemaak. En vandag kan ek en jy dit ook weet. Vandag kan ek en jy ook weet, God, die God wat ons in die Bybel leer ken, is die enigste God. God is die skepper van die hemel en die aarde. Genesis 1 vers 1 lees ons, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Hy het jou gemaak. Hy het jou gemaak met 'n droom in sy hart. Hy het jou gemaak om te leef in 2025, om te wees wie jy is. En hy drome oor jou. En ons lees ook oor God dat hy heilig is. In 1 Johannes 1 vers 5 lees ons wat in die Nuwe Testament leef, en Daniël het hierdie dinge nog nie eers alles geweet nie. En dan lees ons, God is lig, en daar is geen duisternis in hom nie. God is heilig, hy's gans anders. En hy is lief. Hy's lief vir jou, en hy's lief vir my. En omdat Daniël dit geweet het, omdat Daniël in sy hart oortuig was daarvan, probeer hy nie om die situasie te verander nie. Hy probeer nie om die koning van plan te laat verander soos die ander ministers nie. Nee, hy gaan in God se teenwoordigheid in. En hy sê vir sy vriende, asseblief, bid saam met my. En ek weet nie presies wat gebeur het nie, en ek weet nie wat hy gebid het nie, want sy gebed is nie opgeteken nie. En dan, skielik, soos net God kan, kom ek lees vir jou wat gebeur daar. Toe is die geheim aan Daniël geopenbaar in 'n nagtelike visioen. Anders as 'n droom, is 'n visioen iets wat jy ontvang wanneer jy wakker is. Baie keer as ons in die Bybel lees, is 'n visioen net gepaard gegaan met 'n stem. 'n Stem wat vir hom sê, so God het in die nag aan Daniël verskyn, en hy het vir hom 'n toekomsprentjie gegee. Hy het vir hom 'n stukkie van die gesig van die toekoms wat vir baie van ons 'n geheim is. Hy het daai geheim oopgebreek vir Daniël. En wat sou jy doen as jou probleem, as jy nou in hierdie oomblik 'n oplossing vir 'n probleem gekry het, 'n baie groot probleem wat jy gehad het, wat sou jy gedoen het? Ek weet wat ek sou doen. Ek sou by die kamer uithardloop en sê, "Jee! Ek weet wat om te doen. Ek het nou soveel bladsye geskryf. Ek weet ek kan." En wat doen Daniël? Ek dink as ek Daniël was, ek miskien onmiddellik na my vriende toe gehardloop en gesê, "Vriende, weet, ons gaan nou ophou bid, ek weet." Hy kon na Arjok, dis die ou wat almal moes doodgemaak, en sê, "Stop!" Wat doen Daniël? Dis eintlik my so lekker, as mens die storie lees, en as jy die storie in die Bybel gaan lees, gaan jy agterkom, jy voel so half gefrustreerd, want wat doen Daniël nou? Hy skryf 'n lofgedig. Hy skryf 'n gediggie. Hy bid. En hy sê vir die Here, "Here, U is groot." Ek dink baie keer dink ons, om kerk toe te kom is bietjie tyd mors. Om stilte tyd te hou is bietjie tyd mors. Om psalms te lees kan dalk tyd mors wees. Maar Daniël het sopas 'n antwoord gekry hoeveel ministers was daar? Ek kan nou nie die presiese getal onthou, maar dit is baie meer as 100, wat 100 mense se lewe sou red.
En Daniël besluit, vandag gaan ek die Here prys. En dan, in hierdie lofgedig, vertel hy sekere goed oor God. En vanoggend wil ek en jy moet dit onthou, en ek gaan vir ons handgebare leer. En as jy 'n groot mens is, wil ek vir jou sê, leer dit saam, sodat ons kinders dit ook kan sien. En hy sê, mag die naam van God altyd geprys word. En hierdie antwoord, hierdie lofgedig, as ons mooi daarna kyk, dan besef ons, dit alles is verhoudingwoorde. Dis iets wat Daniël in verhouding met God ontdek het, agtergekom het, besef het, maar dit is wie God is. Kom ons lees, kom ons hoor, wat is dit wat Daniël oor God weet en hoe hy hom dan ook in hierdie oomblik prys. Hy aan wie die wysheid en die mag behoort. Hy wat tye en omstandighede verander, wat konings afsit en konings aanstel, wat aan die wyse manne die wysheid gee en die verstand aan die wat insig het. Wat ondeurgrondelike en verborgde dinge openbaar en wat weet wat in die duisternis is, by hom is die lig. Daniël beskryf 7 eienskappe van God in hierdie lofgedig. Ek gaan hom gou weer 'n keer lees en nou wil ek jy moet nou, ek gaan vir jou 'n paar handgebare wys en ek gaan vir jou vra om dit saam te doen, sodat jy ook dalk diep in die nag, as jy wonder wie God is, as jy weer worstel met 'n probleem of sukkel met iets, dat jy kan onthou wie God is. Die eerste iets wat hy oor God sê is, hy aan wie al die wysheid en mag behoort. So dis die eerste, is hy aan wie al die wysheid en mag behoort. Ek wil sê, wys, maak julle hande so oop. Hy aan wie al die wysheid en mag behoort. Hy, die volgende gedig, hy wat tye en omstandighede verander. So, hy aan wie al die wysheid en mag behoort, hy wat tye en omstandighede verander. Goed, hy wat konings maak 'n kroon, hy wat konings afsit en aanstel, maar kom ons verander hom anders, hy wat konings aanstel en afsit, want dan is ons hande af. Hy wat konings aanstel en afsit. Hy wat al die wysheid, maak 'n boek oop, al die wysheid en insig het. Goed, hy wat die verborgde dinge, maak toe jou oë, hy wat al die verborgde dinge openbaar en wat weet wat in die duisternis is, en dan sit jy die flits aan, by hom is die lig. Goed, kom ons probeer weer. Ek sien party van julle is daarom nie heeltemal verlam vanoggend nie. So, hy aan wie al die wysheid en mag, onthou, al die wysheid, maak so groot, maak jou arm so groot en wyd oop as wat jy kan, hy aan wie al die wysheid en die mag behoort, hy wat tye en omstandighede kan verander, hy dink 'n bietjie daaraan, hy wat tye en omstandighede kan verander, hy wat konings aanstel en afsit, hy wat die wysheid gee en verstand wat ons nodig het. So waarheen gaan ons hande dan van hier af? Hy wat dit wat in die duisternis is, kan openbaar en dan by hom is die lig. En ons het gou weer 'n keer probeer. Hy het al die mag, hy verander die tyd, hy
stel konings aan en hy stel hulle af. Hy openbaar wat in die duisternis is. Hy gee eers vir ons wysheid, hy openbaar die wysheid en die insig, hy wys wat's in die duisternis, en hy is lig. En dit is wat Daniël oor God weet. En dit is wat Daniël beskryf, en dit is wat ek en jy baie keer nodig het, wanneer ek en jy met 'n probleem rondloop, en hierdie probleem maal in ons kop, en ons wonder, en dan is dit nodig, dat ons gaan aflaai by die een wat weet. En wanneer ons op die ou en die labirint daar neergeset het, die labirint is ook so gebou, dat jy van buitekant af instap, en soos wat jy instap, laai jy af, jy lê neer, jy lê alles neer by die een, aan wie al die wysheid behoort, die een wat tye kan verander, die een wat konings aanstel, wat in beheer is van die geskiedenis, wat konings laat ophou konings wees, wat wysheid openbaar, wat vir ons die insig gee, wat vir ons kan vertel, wat in die duisternis is, en wat lig is. So ons gaan laai alles af by hom, en wanneer ons dit het, kan ons nie anders as om presies te doen, wat Daniël gedoen het nie. Jy loof en jy prys hom wat is en wat was en wat altyd sal wees. En dit is wat Daniël doen. Hy loof en hy prys die Here. En nadat hy dit gedoen het, wat doen hy toe? Toe hardloop hy uit sy kamer uit. En hy hardloop so vinnig as wat hy kan. En hy hardloop tot by Arjok. En dis die een wat almal moes doodmaak. En hy sê, stop! Stop! Vat my na die koning toe. Want ek het die droom is aan my oë geopenbaar, ek weet wat hy gedroom het, maar nie net dit nie, ek het ook die verklaring van die droom gehad. Weet julle wat, kan julle onthou wat was die droom? Ek wil nou vinnig gou, vertel vir die persoon as jy langs iemand sit, vertel vir die persoon, wat is die droom wat die koning Nebukadneser toe gehad het? Kyk of jy kan onthou. Jy kan dat, natuurlik kan jy kroek as jy die Bybel by jou het, dan mag jy so 'n bietjie verder lees. Ja, Daniël, hy het gedroom van 'n standbeeld, en die standbeeld, wat was, goed, was dit 'n standbeeldjie? Dit was massive. Mathis, Jonathan het altyd gepraat van iets wat Mathis is. Iets wat Mathis is. Dit was 'n verskriklike, groot standbeeld. Ek dink so groot soos hoog dalk hoor as die dak. Nee, hy het gedroom van 'n groot standbeeld, maar wat was vreemd aan hierdie standbeeld? Ja, Leanay. Ja, sy kop was van goud, en dan sy arms was van, kan julle onthou? Arms was van silwer, en dan was daar brons, en dan was daar klei, en dan was daar yster, en daar was, so dit was hierdie ongelooflike groot standbeeld, en dan, en dit was die ontstellende deel van hierdie droom, breek daar, ja, wat wil jy sê? Een groot klip het so losgebreek uit 'n rots uit, en hy het begin rol, en hy het begin rol, en hy het daai hele standbeeld te pletter laat kletter, erger as die haal wat op ons dakke geval het in 2021. En hierdie standbeeld is verwoes, is totaal en al verwoes. En dan sê Daniël wat hierdie droom eintlik maar net beteken is, God stel konings aan. God laat konings ophou konings wees. God het die tye in sy hand. Maar daar kom 'n tyd, daar kom 'n dag, en dit is wat die rots wat losgebreek het. Daar kom 'n dag, en daar kom 'n tyd, daar 'n nuwe koning gaan wees. 'n Koning wat se koninkryk vir altyd en altyd en altyd en altyd en altyd gaan bly bestaan. En dis die koninkryk
wat Daniël toe nog nie geweet het nie, maar wat ek en jy vandag weet, dis die koninkryk wat Jesus kom bewerkstellig het. Dis wat Jesus kom doen het. Jesus wat God is. Jesus wat in God gelyke gestalte bestaan het, wat self God is, het mens geword, mens soos ek en jy, en hy wat sonder enige sonde was, wat nooit verkeerde goed gedink het nie, nooit verkeerde goed gedoen het nie, nooit verkeerde goed gesê het, nooit geskinder het nie, nooit beoordeel het nie. Jesus het in jou en my plek die prys betaal, sodat ek en jy 'n kind van God kan wees. En oor hierdie Jesus lees ek en jy vandag in Openbaring, en hy sê, vandag staan ek by die deur van jou lewe, by jou hart, en ek klop en ek klop en ek klop en ek sê, wil jy nie hoor nie? Wil jy nie hoor dat ek vir jou alles kan gee wat jy nodig het vir hierdie lewe en vir hierdie lewe daarna? En dan sê hy, as jy in hom glo, almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, gee hy die reg om 'n kind van God te wees. En dit is wat Daniël voorsien het, hierdie koninkryk gaan vir altyd en altyd wees, want as ek 'n kind van God is ek dit vir altyd. Miskien kan jy in jou geestesoog hierdie geweldige groot standbeeld sien. Daai standbeeld wat die koning so ontsettend ontstel het, wat gemaak het dat hy honderde ministers in stukke wou kap. Want hy het nie geweet wat dit beteken nie. Die ontsteltenis van hierdie klip, wat hierdie ding wat gebou is, want dit is waarvoor dit staan, is ek en jy wat met ons eie planne, met ons eie manier van stry en bedink en probeer regkry in hierdie lewe, maar niks hou stand voor wie Jesus is nie. Niks kan jou en my gee wat ek en jy nodig het nie. Dis net Jesus wat dit kan gee. En wil jy nie in hierdie oomblik net jou oë toemaak en vir die Here sê, Here, ek besef, ek bou my eie standbeelde, ek probeer baie keer op my eie manier my geluk kry, antwoorde vir my probleme kry. Maar Jesus, ek laat toe dat U ook in hierdie oomblik in my lewe inkom. Ja, Jesus, ek bid ook nou dat U in elkeen van ons se lewenssituasies, die omstandighede wat ons het, dat U vir ons sal sê, maar U is hier. U hou ons tye in die hand. U is in beheer. Here, dalk is hier vandag iemand wat nog nie gekies het om vir U te sê, ja, maar ek wil U kind wees nie. En ek bid dat U hart sal klop aan hulle harte, en dat hulle sal weet, maar U sê vir hulle, kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is, ek wil vir jou rus gee. Maar hier is ook baie van ons hier vandag, wat al lank al gekies het om 'n kind van U te wees, maar ons probeer so hard om omstandighede te manipuleer, te verander. Maar ons wil vir U ook sê, kom in ons lewenssituasies in en wees U die God, wees U God in ons lewens. Dankie Jesus dat dit wat U kom doen het, dat dit vir altyd is, en dat U finaal ook die sonde wat daar is, dat U die krag en die mag van die sonde in ons lewens kom verbreek het. Ons prys U groot en heilige naam. Here, en dankie dat vir elkeen wat ook vanoggend vir U gesê het, ja Here, ek wil U kind wees. En dankie dat U ook vir elkeen van hulle sê, welkom. Welkom tuis. Amen.